Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg dat ons U ons Vader kan noem. Dankie dat U Uself oor ons ontferm het. Dat U ons deur U groot genade aangesien het. Dat U alreeds voordat die wêreld was, ons in genade kom aansien het. En dat U in tyd met ons bemoeienis kom maak het deur die evangelie, deur die werking van U Gees. Dankie Here dat U vir ons U woord gegee het en dat U vir ons die voorbeeld gestel het dat U eie seun ook elke keer vanuit die woord sy teestanders geantwoord het. Want die hele skrif is deur U ingegee en is nodig en nuttig vir lering, vir weerlegging, teregwysing en onderwysing in die geregtigheid, sodat ons volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus kan wees. Daarom het ons hier by mekaar gekom om ook saam na U woord te luister, na U woord, die verklaring van U woord en ook begeer ons die oordeenking van U woord deur die loop van hierdie week om aan te hou, om te dink aan wat U vir ons laat neerskryf het. Ons bid vir elkeen wat deur moeilike omstandighede kom. U gebruik dit ook alles om inderdaad tot ons saligheid te dien. Ons kom bid dan Here dat U in elkeen se omstandighede, het sy dit deur 'n siektetoestand is, het sy dit 'n finansiële krisis is, probleme by die werk, vrees vir die verlies van werk, familielede wat dalk ongesteld is, wat dit ook al mag wees wat ons bekommerd maak, wil ons na U toe bring. U sê ons moet al ons behoeftes aan U bekend maak in smeking en gebede, en ons moet dit tot U bid, en ook moet ons dan ook ons medebroers en susters se laste saam dra deur ook onder andere vir hulle te bid. En daarom bring ons hulle na U toe en vra Here dat U met ons as gemeente sal wees, dat U met elke Christelike kerk in ons omgewing sal wees, wat ook deur dieselfde stryd gaan met ons as kerk en kerke reg oor die land, vir die Christene, die ware gelowiges in Suid-Afrika en reg om die wêreld, omdat U ons geleer het om U aan te spreek as onse Vader, het ons U nie net as my God nie, maar ons God. Nie net my Vader nie, maar ons Vader. Daarom bid ons saam met al die heiliges en U leer vir ons om te bid vir al die heiliges. En kom pleit ons dan Here dat U ons genadig sal wees, ook met betrekking tot ons sielevyand, ons doodse vyande, die duiwel, die wêreld en ons eie vlees. Want ons kan nie staande bly uit ons eie krag nie. Dit het ook U heilige kinders met smarte ervaar, soos Dawid en Petrus, en leer ons daardie dierles om nie op onsself en ons eie insigte te vertrou nie. Want U leer vir ons dat die gees is welgewillig, maar die vlees is swak. Daarom is ons vertroue op U om ons te ondersteun en te help. Seën ons dan Here waar ons met U woord besig is, waar U tot ons spreek, terwyl die woord gelees word, en wees ook met ons met die verklaring van die woord, en ook help ons om te kan weet hoe ons dit in ons alledaagse lewe moet toepas. En daarvoor gee ons U al die eer, want U het nie net ons geskape nie, maar U het ons 'n nuwe skepping gemaak om te leef tot eer van U naam, om U naam te verkondig, ver en wyd waar ons ook al gaan en met mense skouers skuur. En bid ons dat ons dit op 'n voor God waardige wyse sal doen, dat die wêreld sal weet dat ons U disippels is, deurdat daar liefde onder mekaar is. Die ware liefde om mekaar te help, maar ook om lief genoeg te wees vir mekaar, om mekaar te vermaan wanneer ons in sonde val en aan U gebooie ongehoorsaam is.
En daarom bid ek, Here, dat ons nie mekaar sal oordeel op grond van ons eie stel reëls nie, maar op grond van wat U ons gegee het, wat geopenbaar is, naamlik U gebooie. En bid ek, Here, dat ons met daardie nodige versigtigheid mekaar sal vermaan, omdat ons ook weet dat ons voete van klei het. Daarom met die gesindheid van nederigheid mekaar die een die ander dan te kan vermaan. Ons vra, Here, dat U ons sal seën in ons erediens verder tot verheerliking van U self en tot uitbreiding van die koninkryk. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom uit Openbaring hoofstuk 9 vanaf vers 13 tot en met vers 21. Ek is nou altyd jammer vir die besoekers wat kom terwyl ons dan veral die boek Openbaring deurgaan, want ons het hoofstuk vir hoofstuk geworstel tot om op hierdie punt te kom. En so julle val nou hier in langs die kant en daar's baie van die gedeeltes wat ek nou aanneem die gemeente dan sal weet en maar ek hoop en vertrou dat dit ook vir julle tot geestelike seën sal wees. Skriflesing is uit Openbaring 9 vers 13 tot 21, hoor die woord van die Here. En die 6de engel het geblaas en ek het 'n stem gehoor uit die 4 horings van die goue altaar wat voor God is. En die het aan die 6de engel met die basuin gesê, maak die 4 engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. Toe is die 4 engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar om 1/3 van die mense dood te maak. En die getal van die leers van perderuiters was 2 maal 10.000 maal 10.000 en ek het hulle getal gehoor en so het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit met 4 rooi en blou en swaalgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe en uit die bekke het vuur en rook en swaal uitgegaan. Deur hierdie 3 pla is 1/3 van die mense gedood deur die vuur en deur die rook en deur die swaal wat uit hulle bekke uitgegaan het. Want hulle mag is in die bek, in hulle bek en in hulle sterte, want hulle sterte is so slange en het koppe en daarmee rig hulle skade aan. En die oorige mense wat deur hierdie pla nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande om die duiwels te aanbid of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout, wat nie kan sien en hoor of loop nie. En hulle het hulle nie bekeer van hulle moorde en hulle towery en hulle hoerery en hulle diefstalle nie. Die fokusgedeelte, Openbaring 9 vers 20, maar ek wil ook hierby betrek Johannes 5 vers 22 en 23. Openbaring 9 vers 20 en die oorige mense wat deur hierdie pla nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande om die duiwels te aanbid of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. Johannes 5 vers 22 en 23, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Tema van ons boodskap, God het aan sy Seun die mag gegee om die wat hulle nie bekeer nie te oordeel in tyd en ewigheid. Bekeer jou. God het aan sy Seun die mag gegee om die wat hulle nie bekeer nie te oordeel in tyd en ewigheid. Bekeer jou. Ons fokus vandag is op die mense dan juis wat hulle nie bekeer het nie en die wat geoordeel is. So waarom ons herinner moet word is dat bekering nie bloot 'n wilsbesluit wat 'n mens neem nie. Dit stem nie daaruit voort nie. Dis wel 'n vrug van die werking van God. Want daar is niemand wat God soek nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat na God toe wil kom uit sy eie nie. God moet die wil van die mens buig,
sodat hy gewillig is om na hom toe te kom. Dit is God wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. En so die persoon wat dan wil kom, om tot bekering te kom, is dan die persoon in wie se hart daar alreeds lewe gewerk is. En wie daar alreeds wedergeboorte bewerkstellig is. Dis hulle wat God soek. So vir hierdie rede dat Jeremia in sy profesie die volgende sê, Jeremia 31 vers 18, sekerlik het ek Efraim oor weeklaag, u het my getuchtig en ek het my laat tuchtig, soos 'n ongeleerde kalf, bekeer my, dan sal ek my bekeer, want u is die Here my God. Bekeer my, dan sal ek my bekeer. God bekeer ons, daarom kan ons bekeer wees. Ook in Jeremia se klaaglied 5 vers 21, bekeer ons tot u, Here, dan sal ons bekeer. Vernuwe ons daar soos in die voortyd. So bekering is dus 'n vrug op die werk van die Here wat hy in die hart van die mens doen. En nou dit sê ek alles sodat ons mooi kan verstaan dat wanneer die Here dan vir ons in Openbaring sê, hierdie mense het hulle nie bekeer nie, dan is dit nie vir ons om die Bybel te vat en vir daardie mense te gaan sê, sien, hierso staan, julle moet julle bekeer nie. Want die wat met God niks te doen wil hê nie, ons moet weliswaar evangelisasie doen, maar as ons dink dat dit gemik is bloot op hulle, dan moet ons dink hieraan dat bekering is eintlik vir die kinders van God, vir die uitverkorenes, wat God beskik het om in tyd mee bemoeienis te maak. En weliswaar, baie van ons het in 'n Christelike ouerhuis groot geword, ander is deur die konfrontasie van die evangelie, deur vriende, familie, miskien dalk 'n wildvreemde persoon is u dan bekend gestel aan die evangelie en het die Here in u hart begin werk. Maar op die ou end is diegene wat hulle bekeer, diegene wie God dan in hulle harte werk. En so die bekering, moet ons besef, is iets wat die Here aan ons gee, aan ons skenk. En die Heidelbergse Katekismes leer vir ons dat daar 2 elemente is, sodat ons kan weet of ons bekeer is. Dis die afsterwe van die ou mens en die opstaan van die nuwe mens. En dis die 2 elemente van bekering is die afsterwe van die ou mens, die opneem van die opstaan van die nuwe mens. En so bekering vereis nie net dat ons 'n begin maak aan die evangelie nie. Bekering is die evangelie. God het daar 'n werk begin en daardie werk van bekering hou nooit op nie, want ons bereik nie volmaaktheid in hierdie lewe nie. Die Here beloof wel vir ons dat wanneer hy weer kom, dan sal ons liggaam, siel en gees onberispelik voor hom gestel word. So waarom vereis God dan van mense wat hulle van nature nie kan doen nie? En dit antwoord ons katekismes ook, en dit is deur te sê, dat dit is nie God wat die mens sleg gemaak het nie. God het die mens goed gemaak. En die mens moet dan reageer op God se opdragte. En as die mens nie kan reageer op die opdragte van God nie, dan is dit nie God se skuld nie. Dis die mens se skuld. So op die ou end kom al die skuld vir die wat verlore gaan op hulle eie koppe neer. Dat dit niemand anders te blameer is hulle self nie. En die wat gered word, het geensins enige iets om in te roem nie, behalwe aan God self. Reg, so dit met hierdie agtergrond in gedagte, want ons kom tot by die punt dat die mense hulle nie bekeer het nie, en hulle oorgegee is aan hulle eie harte, en ons sal ook in hierdie gedeelte sien, daar's 'n rede waarom God dan die mens oorgee aan sy eie hart en sy eie begeertes, om dan geoordeel te word. Nou hier word vir ons uitgelig van die engele wat die 4 winde vasgehou het, maar eintlik ook self gebonde is, Openbaring 9 vers 13 tot 16.
En so vir hierdie 4 engele moes hulle die 4 winde vashou. En wat is hierdie 4 winde? Nou ek het vir u gesê, as ons die Ou Testament ken, en jy moeite doen met die Ou Testament, dan val Openbaring vir jou in plek. Nie maklik noodwendig nie, en nie noodwendig ooreenkomstig die verklaring nie, maar ten minste gaan jy 'n goeie begin hê om te weet waarna toe moet ek gaan in die Ou Testament. Want die boek Openbaring is die boek in die Nuwe Testament wat die meeste verwys na die Ou Testament. Nie noodwendig aangehaal, woord vir woord aangehaal, soos daar baie in die Nuwe Testamentiese boeke, en veral in evangelies word daar aangehaal vanuit die profete, maar hier is daar verwysings, want hierdie 4 winde wat vasgehou word, en waarvan ons ook vroeër in Openbaring gehoor het, Openbaring 7 vers 1, na hierdie dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. So die 4 engele het hierdie 4 winde vasgehou, hulle is op die 4 hoeke van die aarde. Net om kortweg iets te sê daarvan, baie van die wat skepties is teenoor die Christelike geloof, wat nie in God glo nie, gebruik gewone teksverse soos hierdie, en sê, sien, hier sê die Bybel, die aarde het 4 hoeke, so die mense van daai tyd het gedink, dis hierdie vierkant, of soos 'n plat teel met 4 hoeke, en dit is hoe hulle die aarde sien, party soos 'n ronde plaat, en dis hoe mense die aarde sien. Nou wel, die Bybel maak nie vir ons enigsins wetenskaplike voorspellings, maar weliswaar is hierdie beeld wat gegee word deur mense om te sê dat hierdie 4 hoeke van die aarde is ver verwyderd van wat hierdie gedeelte probeer sê. En die Bybel praat in 'n baie bekende manier met ons. Net soos wat jy in die oggend ry jy in jou voertuig, jy sit jou radio aan, en hulle het die nuus, en na die nuus die weervoorspelling, en by die weervoorspelling sal jy hoor in 2026 dat sonsopkoms vir môre so laat sal wees. En dan kan ons sê, ja wel, wetenskaplik is dit nou eintlik nie so dat die son opkom nie, dit is eintlik die aarde wat om sy eie as draai, en wel, dis hoe ons dit sien, dat die son opkom. En dis die rede waarom die mense by die weerkantoor vir ons sê, sonsopkom sal so laat wees, want dis die taal wat ons verstaan. En so hier maak die Bybel nie 'n wetenskaplike verklaring dat daar 4 hoeke op die aarde is nie. Almal van ons praat daarvan, van die 4 verskillende windrigtings wat daar is, en dat mense van die een uithoek van die aarde na die ander uithoek van die aarde, uit die 4 windrigtings kom hulle om sokker te kyk in Amerika, of wat ook al. Dis die manier waarop mense praat. So, dis nie 'n uitspraak om vir ons te sê dat dit is plat nie. Daar's eintlik ander teksgedeeltes wat ook vir ons die aanduiding gee dat die Bybel vir ons sê dat die aarde rond is. So nou sien ons hierdie 4 engele moet uit hierdie 4 windstreke moet hulle die winde vashou. En nou sal ons sê, so met ander woorde, dit is van China af tot by Suid-Amerika. Nee, dis nie eers die omvang van die hoeveelheid spasie op die landkaart of die wêreldkaart wat eers hiervan gepraat word nie, want as ons in die Ou Testament kyk, dan sien ons Jeremia 49 vers 36, ek sal 4 winde uit die 4 hoeke van die hemel oor Elam aanbring, en sal hulle na hierdie windstreke verstrooi, en daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie. En profeties is daar hiperbool wat gepraat word, ons het al reeds in die verlede gepraat van die hiperbool wat gebruik word binne in profetiese spraak, maar hier word gesê van Elam sal oralheen verstrooi word.
En dan in Daniël hoofstuk 8 word gepraat van 'n bok, en dan word daar duidelik in Daniël 8 vers 21 gesê, die harige bok, hy gee die verklaring wat hy dan van praat, is die koning van Griekeland, die koning van Griekeland. Nou, Daniël 8 vers 8 sê, die bok het uitermate magtig geword, maar toe hy sterk was, het die groot horing afgebreek en 4 aansienlike horings het in sy plek uitgekom na die 4 windstreke van die hemel. So as ons vir 'n verklaring soek daarvan, dan moet ons aan die geskiedenis kyk van die Griekse ryk. En daar die Griekse ryk het 1 horing gehad, dit was Alexander die Grote, en toe hierdie man Alexander die Grote op 'n baie jong ouderdom oorlede is, het daar 4 generaals opgestaan, en so dit maak vir ons duidelik sin wat Daniël hoofstuk 8 dan vir ons sê. Maar nou die Griekse ryk het hierdie, toe hy nou sterk was, het hy nou hierdie 4 konings wat opgestaan het in sy plek uitgekom na die 4 windstreke van die hemel. So gaan Google en sê, watter area het die Griekse ryk beslaan? En dan sal Google vir jou 'n kaart gee, en dan sal jy sien, dit beslaan nie die hele wêreld nie. Dit beslaan 'n gedeelte van die bekende wêreld van daardie tyd. Om dan nou weer terug te kom na Openbaring, die Romeinse ryk het omtrent net so die Griekse ryk oorgevat toe die Romeine die Grieke oorwin het. En so, dit is dat hierdie magte wat hiervan gepraat word, en onthou, ons het die vorige keer gepraat van die magte wat binne in die stad aan die werk was, en daar was demoniese magte toe Jerusalem omsingel is, en watter dinge, Josefus ook vir ons sê, die verskriklike dinge wat daar gebeur het, kom hier nou magte van buitekant af, word versamel om dan die hande te versterk van die ander Romeinse soldate, om dan einde te maak aan hierdie omsingeling van Jerusalem. En so hier word dan nou hierdie magte aan ons bekendgestel. Nou dis eienaardige wesens hier wat van gepraat word, nie mense nie, want hierdie perde en ruiters, dis nie jou gewone perd wat jy sal hier vind nie. Dit is perde met leeukoppe en met sterte van slange en met slangkoppe. Nou, ongelukkig het ons daardie mense wat uit die boek Openbaring sensasie wil skep. En dan sien hulle, hier kom rook uit die perde se monde. Nee, dit is tanks. Want as 'n tank dan nou skiet, dan is dit net hierdie rookbol wat uitkom. So, dit moet wees dat hierdie tanks skiet op mekaar en wel, die kop is 'n leeukop, die stert is soos 'n slang, en daar's 'n ruiter bo-op hierdie perd, en dan is daar hierdie pansers van rooi en blou en geel. En so dan, as jy begin om dan verklaring daarvoor te vra, dan begin die hele prentjie die mekaar raak. Jy sien, dit is baie maklik om 'n gedeelte te vat en te sê, wel, dis waarop Openbaring van toepassing is, en sensasie wek. En as jy sulke tipe van goed preek, ek wil vir jy sê, kerke loop oor, wanneer mense sulke sensasie praat, maar dan, op die ou einde van die dag, dan dwing dit mense om te sê, maar watter weermagte is dit wat hiervan gepraat word, dan dwing dit eintlik die persoon om dan te sê, wie hulle dink die magte is, en dan word daar tye bereken en gesê, op daai tyd sal die Here kom. Dit loop maar net eenvoudig so, en dan kom hulle in die skande. So daarom kan ons nie uitspattige en aardige verklaringe dan gee nie. Ons kyk soos wat dit daar staan, ons verklaar dit soos wat dit daar staan, en sommige gedeeltes gaan vir ons groot leemtes in die manier los waarin ons verstaan, en ons as kinders van die Here moet tevrede wees daarmee. Sommige is nie, en hulle hou meer van sensasie. Hulle is soos die koerante, hulle het net 'n halwe storie gehoor, maar hulle hardloop met 'n hele storie rond, en dan moet hulle na die tyd met skaamte sê dat hulle verkeerd opgetree het. So daarom
stoot ons hierdie kontemporêre verklaringe eenkant. Die hoeveelheid mense wat hier dan van gepraat word, laat die verklaring in twee rigtings gaan. Openbaring 19 vers 16 en die getal van die leers van die perderyters was 2 maal 10.000 maal 10.000 en ek het hulle getal gehoor. So hierdie twee verklaringe van hierdie getal is dan, miskien 3, eerste plek simbolies van aard. Tweede plek, as dit 'n letterlike getal is, dan kom ons op die getal van 200 miljoen uit. Die hoeveelheid mense wat in die Tweede Wêreldoorlog geveg het, almal ingesluit. Dis nie net Duitsland en die omliggende lande nie, maar Amerika, Brittanje, selfs Suid-Afrika is daar mense wat in die Tweede Wêreldoorlog gaan veg het, Australië, Nieu-Seeland, China, Japan het teen mekaar geveg, en so al hierdie hoeveelheid soldate bereken hulle was omtrent 127 miljoen. So ons kom nie eers in 1944 tot, of 1944, 45, is die totale getal van mense wat betrokke was 127 miljoen. So dis of 'n simboliese getal wat ons sien Openbaring vol van simboliek is, of dit kan wees dat ons hier dan nie praat van persone wat in oorlog optrek nie, maar weliswaar bose magte, bose geeste. So ons is met hierdie moeilike taak, is dit simbolies, is dit 'n letterlike getal? Definitief is dit demoniese magte, maar of die getal en die hoeveelheid daarvan vir ons simboliese waarde is, dit is iets waaroor baie mense praat, maar ons wil verder aanbeweeg. So ons weet daar is hierdie magte wat aan die werk is, om dan nou as voorbeeld vir ons te wys wat met Jerusalem gebeur, omdat hulle dan die seun van God verwerp het, en wat die Here dan ook in ons tyd, of deur die loop van die geskiedenis ook besig is om te doen, om bose magte, soos ons in die eerste gedeelte van hoofstuk 9 gesien het, vry te laat om die mense te pynig, en dan magte van binne die stad, en dan magte van buite die stad, wat gekom het. So aangehits, so dis waarskynlik dan baie van die soldate magte het hierdie bose magte agter hulle gehad, om 'n einde te maak aan die 5 maande van die belering van Jerusalem. En so hierdie woorde van die mense het nie opgehou om hulle te bekeer, of hulle het hulle nie bekeer van hulle aanbidding van die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout. En dis interessant, want hierdie spesifieke woorde kom ook voor, hierdie goud en silwer, koper en klip en hout, kom voor in Daniël hoofstuk 5, wat die Babyloniërs gedoen het. Belsasar het die aand sy wyn gedrink, en die Bybel sê, hy het sy gode van goud, en silwer, en koper, en yster, en hout, en klip geprys. Weereens verwysing na gedeeltes vanuit die Ou Testament uit. En so die volk Israel, God se volk, was besig, net soos in die tyd van die ballingskap, voor die ballingskap, was hulle besig met afgoderry. Die Here het in die ballingskap, het hy vir Esegiel ook laat sien, en sê, kom ek gaan wys jou Jerusalem, en binne in die tempel was daar allerhande afgoderry gewees. Opmerklik, in die tyd waarin ons leef, is daar argeologie besig rondom die tempel, en vind hulle dat die tempel self het 'n klomp dan tekens, afgodstekens gehad. En een van die afgodstekens wat daar gevind is, en dit is nogal skrikwekkend, is 'n teken van die oosterse godsdienste, wat die Duitse Adolf Hitler se party oorgevat het, wat later nou bekend gestaan het as die swastika. Dis 'n oosterse teken, baie ou oosterse teken, maar het hulle opgrawings van die tempel gesien waar die swastika,
dis nou nie daai tyd die swastika genoem nie, maar hierdie oosterse teken op was, en dit is nogal interessant. Ek het 'n program gesien waar 'n Jood dit uitlig, wat nie as 'n Christen is nie, het hierdie teken uitgelig, want so subtiel was hulle besig om reg rondom die tempel uit te lig, dat hulle nie net getrou aan God was nie, maar dat daar allerhande afgodery besig was om te gebeur. En die bose magte in die tyd van Adolf Hitler het dan hierdie teken wat hulle op hulle tempel gehad het, gebruik om generasies daarna dan te folter met hierdie teken. En dit is nie daardie spesifieke generasies se skuld dat daardie teken op die tempel was nie, dis bykans 2000 jaar terug. Maar dit wys net die ironie daarvan, dat die bose het hierdie bose sin vir humor ook, om hulle dan te folter, te straf met hierdie tekens wat op die tempel was. En so mense in daardie tyd het hulle nie bekeer nie, en dit het die oordeel van die Here geregverdig. Die Here oordeel regverdig, en hy wil vir ons uitlig dat hy hierdie mense in regverdigheid geoordeel het, en hy het die oordeel, het die Vader aan die Seun gegee, die ongehoorsaamheid van Jerusalem, hulle wou hulle nie bekeer nie, hulle wou nie in die weë van die Here wandel nie. Ook in Psalm 135 kom iets soortgelyk as hierdie gode, wat die afgodery wat hulle mee besig was, van silwer en goud ensovoorts. Psalm 135 vers 15 tot 18, die afgode van die heidene is silwer en goud, 'n werk van mensehande. Hulle het 'n mond, maar praat nie. Hulle het oë, maar sien nie. Ore het hulle, maar hulle hoor nie. Ook is daar geen asem in hulle mond nie. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrou. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word. So wat word weerspieël deur hierdie duiwels wat hierdie mense aanbid, want dit is nou ook waar die ironie inkom. Hierdie mense wat Christus verwerp het, aanbid die duiwels. En nou word daar duiwelse magte opgewek teen hulle om hulle aan te val. Die wat hulle aanbid, die vernietig hulle. Dis die effek van die duiwel. As mense die duiwel wil dien, dan sal die duiwel self dan daardie afbreekwerk doen, want hy's 'n mensemoordenaar van die begin af. En die wat die duiwels aanbid, word soos hulle, sê Psalm 135. Die wat die duiwels aanbid, word soos die duiwels. Dit wat jy aanbid, jy word so bloeddorstig, vernietigend. En so die mense wat binne in die stad toegesluit is, en terwyl die Romeinse ryk van buitekant af staan, daar was vernietiging binne in die stad, mense het mekaar begin uitmoor binne in die stad, en om 'n einde maak aan hierdie belering, het die Romeinse ryk gekom, en hulle het die muur vernietig en ingekom. So, hierdie is nie net 'n prentjie wat uniek is van Israel nie, maar dis ook 'n prentjie wat reg deur die geskiedenis, wanneer mense afgode dien, dan bring hulle eie ondergang oor hulle. Die Aztecs het mense geoffer, Suid-Amerika, ons het ook baie van hulle opgrawings, en het hulle eie populasie dan tot 'n val gebring, as gevolg van menseofferande wat net aangegaan het en aangaan, die wreedheid wat daar plaasgevind het. En dis niks anderste as die oortreding van God se wet nie. So hierdie demoniese magte wat mense hits mense aan, en dis waar baie mense dink dit is gesofistikeerd, en dit word in donker kamers, word dit besluit. Die eenvoudigheid daarvan is, die duiwels werk in mense om die gebooie van die Here te oortree. Hierdie gedeelte in Openbaring 9 sê vir ons, die mense het hulle nie van hulle werke bekeer nie. Wat was hulle werke?
hulle moorde, hulle hoerery, hulle diefstalle, hulle towery. Moorde is die 6de gebod, hoerery 7de gebod, diefstalle die 8ste gebod, en dan hulle towery is die woord pharmakoon, 'n Griekse woord wat gebruik word vir towenaars, en klink baie soos die woord pharmacy, so ek sê nie die mense doen toordery wat jou medikasie gee nie, ek sê nie handreis nie vanoggend hierso nie, maar dit is nie die aptekerswese wat hier aangespreek word nie, maar dis mense wat deur middele hulle self dan dronk maak en deur allerhande verskillende middele te gebruik, en in hulle dronkenskap is hulle besig om hierdie hoë staat van bewussyn volgens hulle te kweek. En hierdie woord towery wat hulle nie van bekeer het nie, is ook 'n woord wat ons kry toe Moses voor Farao verskyn het, was daar allerhande towenaars gewees, en hierdie towenaars is ook hierdie selfde Griekse woord met hulle towerkunste. So die Septuagint waar die Bybel van uit die Hebreëus na die Grieks vertaal word, het hulle dan hierdie towenaars vertaal in die Grieks, en dit is dieselfde woord wat hier in die Nuwe Testament in Openbaring gebruik word. En dan word ons die waarskuwing gegee, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat die wat teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtigheid geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Dis wat 70 na Christus gebeur het, en dis wat deur die eeue heen gebeur het, dat mense kom en beweer dat hulle iets is, dat hulle 'n Christus is, dat hulle 'n Messias is, 'n verlosser is, in die plek van Christus, en dan het hulle wonders en tekens van die leuen. Dis nie werklike wonders en tekens nie, dis leentekens, dis hierdie towery waarvan gepraat word. Demoniese werking, sommige is kulkunstenaars, anders is demoniese werkinge, wat tot op so 'n mate, so fyn uitgewerk is, dat selfs die uitverkorenes, as dit moontlik was, mislei sou word. Maar dit is nie moontlik om die uitverkorenes te mislei nie. God hou die uitverkorenes naby aan hom. So dit wat ons daar sien, met demoniese magte wat besig is om te werk binne in die stad, buitekant die stad, so is daar ook in ons tyd, binne die kerk en buite die kerk, is daar demoniese magte aan die werk, en dis waarvan die apostel Paulus vir ons geleer het, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig, die owerstes, die heersers van hierdie eeu. En ons het nie nodig om te vrees nie, want God is die een wat ons beskerm. Maar ons moet in sy gebooie wandel, deur dankbaar te lewe vir God se verlossing wat hy in Jesus Christus vir ons gegee het, word ons veilig beskerm en bewaar van hierdie dwaalleringe. Hierdie mense wat hulle nie bekeer het nie, is mense wat nie in die weë van die Here wou wandel nie. En die Here stuur hulle oor ons pad, om ons te beproef, om te weet of ons die Here ons God werklik lief het met ons hele hart en met ons hele siel. Daar is mense wat ons op 'n proef stel. Hoekom is daar so baie kerke vandag? Hoekom is daar soveel kerkdenominasies en wat allerhande snaakse dinge besig is om te doen en snaakse manifestasies? Die Here sê, ek stuur hulle oor jou pad om te toets of jy werklik die Here jou God lief het met jou hele hart en met jou hele siel. Deuteronomium 8 vers 2, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou vir 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Dis waarop dit neerkom. Is dit dat ek in dankbaarheid vir Christus se versoening strewe daarna om in dankbaarheid die gebooie van die Here gebooie van die Here te wandel, of is ek besig om af te wyk daarvan? En ek is besig om
in een van hierdie aspekte van die gebooie wat vir ons gegee is, te begin gly, te begin wegbeweeg, wegskuif van die Here af. So wanneer mense diewe word, God se offergawes steel, seksueel losbandig word, wanneer mense vir valse lering val en allerhande leuen uitsprake, is dit vir ons 'n groot waarskuwingslig wat opgaan. God se beproewing, se toets, is besig om oor ons pad te kom en hierdie valse lering moet ons dan verwerp. En so ons moet wegbly van seksuele losbandigheid, selfs in ons gedagtes, haat teenoor mekaar, om vir iemand sonder rede kwaad te wees, soos Christus ook in die bergpredikasie gesê het. Ons moet dit in die embrioniese vorm verwerp, die versoeking om die gebooie te oortree, en ook met die daad moet ons dit verwerp. Ons moet ons bekeer, want dit is net aan ons gegee, as kinders van God, om ons te bekeer, dat wanneer ons sien, dat dinge in ons lewe is nie reg nie, dat ons van hierdie dinge bekeer, en dan sal ons barmhartigheid vind by die Here. Maar die wat hulle nie bekeer het nie, is deur die Here veroordeel. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir bekeringsgenade, dat U ons tyd gee om te bekeer, dat baie keer kom hierdie versoekinge na ons toe en wat nie baie duidelik voor almal gesien kan word nie, omdat dit moontlik in ons gedagtes gekoester word. Ons bid Here dat ons sal bekeer en alreeds in daardie klein vorm sal van ons af wegstoot, dat ons na U toe sal bekeer, dat U ons daardie nodige vergifnis en herstel en vernuwing sal gee, dat ons weer tot ons sinne kan kom, dat ons nie verblind word deur die bose en die werking van die bose nie. Bid ons Here dat ons in U weë sal wandel, dat ons nie sal val vir enige uitspraak wat slinkse mense besig is om te maak en valse beloftes aan kerkmense te gee vir genesing en vir rykdom, vir al die dinge wat hulle beloof nie, maar dat U ons sal veilig bewaar. Help vir ons om ons fokus nie op mense te hê nie, maar op U, en dat ons in U weë sal wandel, dat ons selfs blaas die jou sielevyand, die duiwel in ons nek, het ons hierdie versekering, dat U wat in ons is, groter is as hy wat in die wêreld is, en dat U ons troos met die troos vanuit U woord, dat Christus alleen ons verlosser en saligmaker is, en dat alle dinge wat met ons gebeur, inderdaad tot ons saligheid moet dien. Ons bid hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit die groot genade, in Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.